Goeiemôre aan elkeen hier op Paasondag. Baie welkom in die erediens hier in die teenwoordigheid van die lewende Here, die opgestaane Here. Mag sy teenwoordigheid ons elkeen vanoggend seën en ook so krag gee. Terwyl ons so bymekaar is, kom ons buig ons hoofde. Die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan. Amen. Ek groet u vanoggend in die wonderlike naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Kom ons luister dan nou saam na lied 425. Kyk, die Here het opgestaan. Kyk, die graf het oopgegaan. Christus het vir ons gesterf. Lewe deur sy dood verwerf. En dan hierdie wonderlike halleluja wat na elke reël herhaal word. Lied 425. Die woorde sal hier op die skerm verskyn. Kom ons luister daarna, jy kan die liedboek volg, maar die woorde sal ook daar wees, al 4 die strofes van lied 425. Is uit Openbaring hoofstuk 19. Openbaring 19 vers 1 tot 10. Terwyl ons die woord van die Here voor ons oop het, kom ons buig ons hoofde. Ons driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, hier op hierdie opstanding Sondag kom loof en prys ons u naam, u grootheid, u almag. Ons sê ons vir dankie, Here, dat ons die voorreg het om nog steeds u woord te kan oopmaak, daaruit te lees en daaruit onderrig te word. Seën ons vanoggend ook in hierdie woordverkondiging. Here, dat ons sal kan hoor en kan verstaan dit wat u vir ons wil sê. Ons bid dit in die wonderlike naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Openbaring 19 vers 1 tot 10. Hierna, sê Johannes, het ek iets gehoor soos die harde geluid van 'n groot menigte in die hemel wat uitroep: Prys die Here, die oorwinning, die heerlikheid en die mag,
behoort aan ons God. Regverdig en reg is sy oordele, want hy die oordeel voltrek oor die sedelose vrou, wat die aarde deur haar onsedelikheid verwoes het. Hy het die dood van sy dienaars op haar gewreek. Verder het hulle uitgeroep, prys die Here. Haar rook styg tot in alle ewigheid op. Die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het gekniel en God aanbid wat op die troon sit. Hulle het gesê, Amen, prys die Here. Toe het daar 'n stem van die troon af gekom wat gesê het, loof ons God al sy dienaars, die wat hom vrees, klein en groot. Toe het ek iets gehoor soos die geluid van 'n groot menigte, soos die gedruis van 'n groot watermassa en soos die gedreun van swaar donderweer. Hulle het uitgeroep, prys die Here. Die Here ons God die almagtige heers nou as koning. Laat ons bly wees en juig en aan hom die eer gee. Want die bruilof van die lam het aangebreek en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. God het haar dit vergun om fyn, helder, blink klere aan te trek. Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. Toe sê die engel vir my, skryf op, geseënd is hulle wat aan die bruilofsmaal van die lam genooi is. Verder sê hy vir my, dit is die woorde van God en hulle is waar. Toe het ek voor sy voete op my knieë neergeval om te aanbid. Pas op, moenie, sê hy toe vir my. Ek is 'n mededienaar van jou en van jou medegelowiges wat in die getuienis vashou wat Jesus gelewer het. Aanbid God, want dit is Jesus wat die getuienis gelewer het en dit is die Gees wat die profesie gegee het. Ons skriflesing net hierdie gedeelte uit Openbaring. Hierdie naweek, Paasnaweek, het ons duidelik gesien en gehoor van Jesus Christus wat die dood oorwin het, wat gekruisig is, sodat ek en jy die lewe in oorvloed mag hê. Paasnaweek is daardie tyd in die jaar wat ons lewens weer eens radikaal moet verander en terugbring op die spoor van die Here Jesus Christus. Om weer eens te besef, dit wat hy vir my en vir jou as gelowige ook gedoen het. Hierdie gebeure tydens Paasnaweek, Goeie Vrydag en dan vandag Opstanding Sondag, moet ons lewens so radikaal ingryp en verander, dat ons nooit weer dieselfde sal wees nie. Want op hierdie Sondagmôre het die vroue vroegoggend graf toe gegaan, om daar Jesus se liggaam te gaan balsem. Maar toe hulle by die graf kom, is die graf leeg. 'n Engel van die Here sê vir hulle, hy is nie hier nie, want hy is uit die dood uit opgewek. Die Here Jesus Christus wat julle nou hier kom soek het, lewe. Hy het opgestaan. En dit is die boodskap van Paaszondag, die Here lewe. Hy het opgestaan. Hy het die dood oorwin. Hy het die sonde vir my en vir jou oorwin. Openbaring 19 weer klink iets van hierdie vreugde, hierdie blydskap wat in my en jou lewe moet wees. Want Openbaring sê vir ons dood eenvoudig in hoofstuk 19, die Here het oorwin. Babylon, wat voorgestel word as die onsedelike vrou, het geval. Die sonde is gebreek. Daardie houvas wat die sonde op my en op jou het, is gebreek. En dan kom Openbaring 19 en sê, omdat die sonde gebreek is, omdat Christus opgestaan het, die dood oorwin het, moet daar 'n blydskaplied in ons lewens wees. En as ons kyk na hierdie blydskapslied in Openbaring 19, gaan dit nie so seer oor 'n lied wat bly is oor die oorwinning nie, oor die wraaklied, oor Babylon nie, oor die goddelose vrou nie. Maar dit is eerder 'n oorwinningslied, waarin ons die oorwinning, die almag, die grootheid van God besing, om te sê, alles, die heerlikheid, die mag, die oorwinning,
behoort aan ons Here Jesus Christus, wat waarlik God is. En dan wanneer ons dit besef, dan is daar 'n wonderlike wete wat in my en jou lewe ook moet seëvier. Ek wil dit vir julle lees. Al lyk die lewe soms vir ons duisterig, of al pak die onweerswolke saam, ons God oorwin elke keer. Hoekom? Omdat hy alreeds oorwin het. Lees dit weer. Al lyk die lewe soms vir ons duisterig, of al pak die onweerswolke saam, ons God oorwin elke keer, omdat hy alreeds oorwin het. God wys vir ons in hierdie oorwinningslied dat hy die regverdige is. Die middelste kruis op Golgotha het die koers van die geskiedenis radikaal verander. Het die koers van my en jou lewe radikaal verander. In die skepping was die mens op koers gewees. Maar die sonde het in die wêreld gekom en ons totaal en al van koers afgebring. Ons fokus weggevat van die Here Jesus Christus af. Ons fokus weer gesit op daai me, myself and I. Op myself. Wat vir my belangrik is, wat vir jou belangrik is, jou siening, jou oortuiging, jou voorkeure, jou afkeure. Dit het gemaak dat ons die enigste ware wegwyser weggevat het uit ons lewens uit, agter ons gesit het. Maar Paasfees, Goeie Vrydag, Opstanding Sondag, het vir ons weer op koers gebring. Sodat die Here Jesus Christus die enigste ware wegwyser sal wees in ons lewens. En nou word die vraag gevra op Paas-Sondag, op Opstanding Sondag. Is jy op koers saam met die Here Jesus Christus? Is die Here Jesus Christus jou enigste ware wegwyser in hierdie lewe? Het sy opstanding, het Jesus se oorwinning oor die dood jou lewenskoers verander? Leef jy, leef ek in die oorwinning van die Here Jesus Christus aan die kruis, die oorwinning oor die sonde? In hierdie teks word die frase prys die Here of halleluja 4 keer gesê. En dit is iets vir ons wat ek en jy ons lewens sal volgens moet inrig. Dis 'n dringende oproep aan elkeen van ons om lof van God te bring, om 'n verandering in ons lewens te maak, 'n nuwe uitkyk op die lewe te kry dalk, 'n oproep tot 'n nuwe lewe saam met die Here Jesus Christus in die Here Jesus Christus se genade. En dan beskryf vers 6, en ek wil dit net graag weer lees, dit is so mooi gestel. Ek het iets gehoor, sê Johannes, soos die geluid van 'n groot menigte, soos die gedruis van 'n groot watermassa, en soos die gedreun van swaar donderweer. Hulle het uitgeroep, prys die Here ons God die Almagtige, heers nou as koning. Dit is hierdie pryslied. Johannes beskryf dit as 'n oorverdowende geluid wat alle ander klanke uitdoof. Alle ander klanke uitsmoor. Klanke dalk van negativiteit, van pessimisme, klanke van die eie ek, eie voor- en afkere, klanke van my wil en my strewe. Dit is 'n oorweldigende geluid wat my en jou halleluja lied in die lewe moet wees. Hierdie halleluja lied moet so hard klink dat dit die hele wêreld sal vul, dat almal sal hoor en kan beleef, God het opgestaan, die Here Jesus Christus het opgestaan in hy lewe. Hy is waarlik God, hy is die Here. En dit is my taak, dit is jou taak as gelowige. Jou taak is die kerk van die Here Jesus Christus,
hierdie Halleluja lied uit te basuin, 'n oorverdowende klank te wees vir die wêreld. Sodat die wêreld sal oorgee aan die genade van God, so Jesus Christus sal aanvaar. Ek en jy moet daardie klank in die lewe van ander wees. Daardeur erken ons God se koningskap oor hierdie wêreld. Daardeur erken ons God se koningskap oor die bose wat hy oorwin het. Nou leef ons 'n nuwe lewe, vry van die mag van die sonde, vry van onsself. Ek en jy moet God se koningskap uitbasuin. Dit verkondig in ons Halleluja lied. In ons praat, ons opstaan, ons verhouding met mense, ons denke, elke asemteug, elke hartklop, moet die grootheid, die lof aan God bring. Elke asemteug moet hierdie Halleluja lied weerklink. Want as ons nie so leef nie, as ons totale menswees nie deur God verander word nie, ingeklee word nie, oorweldig word nie, dan het daar tyd geword om selfondersoek in te bring in ons lewens. Dan is ons dalk nog deel van hierdie verworde wêreld waar my sonde en my eie ek seevier. Dan leef ek dalk nie in die koninkryk van God nie. Ek regeer dan nog oor my eie lewe. Johannes stel dit baie duidelik in vers 9, dat elkeen gelukkig is wat na die bruilofsmaaltyd van die lam genooi word, om op God se gastelys te wees, om op die lam se gastelys te wees, is onverdiende genade. En dit moet elkeen van ons as gelowiges wat genooi is, want ek en jy as gelowige het deel aan daardie bruilofsfees. Dit moet my en jou met soveel vreugde en blydskap vul, dat ons nie anders kan, as om ons elke asemteug en hartklop 'n pryslied te sing tot eer van God nie. Want hy het my en jou as gelowige genooi na sy bruilofsfees, na sy oorwinning, om deel te wees daarvan. Al wat ek en jy moet doen, is met aan te gryp by die hand van God uit, dit ons eie te maak en te leef. Want hy klee ons ook vir hierdie bruilofsfees. Hy tooi ons, hy maak ons mooi met sy verlossing, met sy genade, met sy teenwoordigheid. Paasondag is die viering van hierdie oorwinning. Om uit die jubel, Jesus Christus het opgestaan, hy lewe, hy regeer. Halleluja, prys die Here. Mag ek en jy nie net vandag opstanding Sondag nie, maar elke dag van die week, die hele jaar deur, selfs onder lockdown, die Here se grootheid prys en dit uitjubel. Dat ons as gelowiges in hierdie tyd 'n oorverdowende klank sal wees van God se genade, God se liefde, God se oorwinning. Mag die Here Jesus Christus u daarin genadig wees. Mag die Heilige Gees u elke oomblik daarin lei. Amen. Kom ons buig die hoofde in gebed. Ons wonderlike Hemelvader, Here, dankie dat ons hier op opstanding Sondag kan stil raak in u huis. Here, om vir u te kom dankie sê vir u genade, vir u oorwinning. Dat u elkeen van ons uitgenooi het na die bruilofsmaaltyd van die lam. Here, dat u vir ons u oorwinning gegee het. Dat u ons geklee het met oorwinning, met genade, met u liefde. Kom maak ons sterk, Here Jesus Christus, deur die Gees, om hierdie Halleluja lied, hierdie pryslied, elke oomblik van die dag uit te leef en uit te jubel. Amen.
Ek wil julle dan ook nou vra om saam te luister na vonk 5. Vreugde, vreugde, juig van vreugde, want ons Heiland het verrys. Tot die dood was hy verneder, in die graf het hy gereis. Alle eer aan die oorwinnaar, elke knie moet voor hom buig, en Jesus Christus is die Here. Elke tong moet dit getuig. Die woorde sal dan ook hier op die skerm verskyn. En as jy wil, kan jy dan saam sing, of net saam lees. Vonk 5, al 2 die strofes. Ontvang dan ook die seën van die Here en gaan ook so in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.